Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig na die hoofde saam in gebed. Here, open asseblief vir ons oë om u woord te ken. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 11. Gaan iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander gelowige het, werklik so ver dat hy sy reg by heidense regters soek en nie by gelowiges nie? Of weet julle nie dat die gelowiges oor die wêreld sal oordeel nie? En as julle oor die wêreld sal oordeel, is julle dan onbevoeg vir sulke geringe hofsaake? Weet julle nie dat ons oor die engele sal oordeel nie? Dan tog seker ook oor alledaagse dinge. As julle oor alledaagse dinge geskille het, laat julle dan die mense as regters optree op wie die gemeente neersien. Ek sê dit om julle skaam te maak. Is daar dan nie 'n enkele verstandige mens onder julle wat 'n saak tussen gelowiges kan besleg nie? Maar gaan een gelowige nou met die ander hof toe en dit voor ongelowige regters? Eintlik is julle saak al klaar verlore, omdat julle hofsaake met mekaar het. Waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle nie liewer tekort doen nie? In plaas daarvan pleeg julle onreg en doen ander tekort. En dit doen julle aan medegelowiges. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes, of afgodsdienaars of egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe of geldgieriges, of dronkaards of kwaadpraters, of bedrieërs, sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Paulus ontmasker die gelowiges se optrede as onreg teenoor mekaar. Hy plaas hulle gedrag in die kring van die wat nie aan die koninkryk van God sal deel kry nie. Tog ten spyte van hulle gedrag herinner hy hulle, so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. In plaas daarvan om hulle te verdoem, moedig hy hulle aan om in Christus as vrygespreektes te volhard. Hy personifiseer die gedrag waarvan hulle vrygespreek is as onsedelikes, afgodsdienaars, egbrekers, homoseksueles, diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters en bedrieërs. Omdat hulle van hierdie aktiewe karakter vrygespreek is en geheilig is in Christus, sal hulle aan die koninkryk van God deel kry. Ek aanvaar dat hierdie gedrag ook die redes was hoekom hulle mekaar voor die hof gesleep het. Hulle het met ander woorde nie beskik oor die vermoë om die geskille rondom hierdie sake van onreg in die lig van Christus se vryspraak te beoordeel nie. Paulus is daarom genoodsaak om 'n duidelike oordeel uit te spreek oor wat reg en wat verkeerd is, sodat hulle in die toekoms self al geskille kan hanteer. Die gelowiges in Korinthe word aangemoedig om nie in 'n grys area van denke te wandel nie, maar om volkome in Christus te wees en om dit in hul oordeel van reg en verkeerd te handhaaf. Mag ons geseën word met wysheid om tussen reg en verkeerd, onreg en heiligheid, gebondenheid en vryspraak te kan onderskei. Kom ons bid saam. Here, rus ons asseblief toe om deur die Gees in waarheid te kan onderskei en sake te beoordeel. Amen.